Hallo en welkom by Aitsa. Ek is Piet en ek wys jou om AI te gebruik prakties in jou lewe, in jou werk en in jou besigheid. In hierdie reeks fokus ons natuurlik op besigheid. Ons het in die eerste episode begin met 'n webwerf en nou gaan ons aangaan en ek hoop teen die einde van die episode is ons aanlyn en die website is op die internet. So hierso is hy, dit is wat ons gekry het, dit is glad nie te sleg nie, ek wil hom vir jou refresh, dat ons nou maar kyk of daar enige animations, jy sal sien, het kom mooi op, so dit is goed, nee, dit is goed, maar dit lyk nog bietjie AI-rig, so wat ek wil doen is, ek gaan nou vir jou wys, hier is die website skills.sh, okay, dit is skills vir jou AI wat jy gebruik. So, maak nie saak wat jy soek nie, as jy enigiets moet doen, daar is 'n skill vir alles. Jy kan sien hier so 840,000 skills op hierdie website, kan jy nou kyk trending, ek gebruik soos byvoorbeeld hierdie een baie vir video's, define skills een is nice, want dan kan jy dit net vir jou AI gee, en hy kan self soek vir die skills, AI image generation, image to video, so daar is oneindig baie skills. Kom ons vat define skills. Ene, en ons sit hom hier in. So, dis waar ons getrek het laas keer, okay? So, hy het nou gevra, wil ek tweak the design first, customize, then deploy, maar ons gaan nou nog eers bietjie hierso werk, okay? So nou gaan ek vir hom sê, look for, ek het nou gekopie die skills daarso, look for web design skill that we can use to redesign, maar net to redo the website, make it look less AI, en dan ek sê altyd modern sleek, okay. So ek vra nou vir hom dit, kom ons kyk wat sê hy. Ek kan wys hoe lyk dit, en daar is dit. So jy sal sien, dadelik het lyk baie meer professioneel, as net daai wat ons gehad het, en dan, ja, jy sê dit lyk rarig baie beter, en dit is nou net die skill, so hy het basies net die website gevat, hy het die skill geïmplementeer, wat 'n klomp reels is, maar basies, dis 'n dokument met klomp reels, en tricks, en tips, en sulke tipe goed in, en dit sê vir die AI, wat hy kan doen, en wat hy moet doen, om sekere doelwitte te behaal. So jy sal sien, dit lyk baie, beter, kom ons kyk hierso, ja, dit lyk baie nice, so ja, die website lyk lekker, ek dink volgende, gaan ons die WhatsApp met connecteer, en die e-pos, dat jy e-pos kan kry, dat jy kan connecteer. Ek het sagteware wat ek gebruik, vir hierdie forums, om deur te gaan, en ge-e-pos te word, na, jy weet, as iemand dit nou invul, dan kan jy kies waartoe dit ge-e-pos moet word. Ek weet nie of jy, kom ons kyk gou hierso, mens noem het Resend, net kyk of mense gratis plan het dalk wat mense kan doen. Kom ons doen Resend pricing. Kom ons kyk gou hier, ek het tot, ja, jy kan het actually doen. So, dis 'n gratis plan, 3000 e-mails 'n maand. Jy gaan nie somme meer as dit doen nie. As jy meer as 3000 e-mails 'n maand kry, of moet stuur, dan kan jy maar net sowel opgradeer na daai plek. So kom ons maak sommer gou 'n account oop. Ek gaan net gou hierso uitlok. Ek is nou hier in my account. So jy kan opteken vir 'n account by Resend, dan gaan jy nou hierso sien, hier's klomp goed hierso.
Ek het nou reeds 'n rekening soos wat ek vir jou gesê het, jy kan op die gratis plan aansluit, want dit behoort te werk. So dan gaan ek nou net hierna toe gaan, en gaan ek sê create API key, dan sê ons one man band, full access, all domains, en ek sê vir jou, nou sê add, okay, dan kry jy 'n API key. So, wat ek net vir jou wil sê, is jy moet dit redelik veilig hou. Jy moet nie laat dit uitlek nie. So deur die proses gaan ek vir jou wys hoe jy daai goed nie laat uitlek nie. En moet dit nie vir iemand gee nie, want as hulle dit in die hande kry, en as iemand in die verkeerde hande dit kry, dan kan hulle byvoorbeeld dit gebruik en dit abuse en jou baie geld kost. So kom ons copy gou die key, want ek kom net hier op 'n veilige plek het, dan het ek hom hier so. Okay. So, ek het hom nog gekopie, so kom ons gaan gou terug hier so. So kom ons sê gou hier so, I want to connect the form for me to receive emails, leads, soos wat die Engels dit noem, and my WhatsApp number is jy moet die +27 asseblief daar sit, anders gaan dit nie werk soos wat dit moet nie, for the WhatsApp button. I do have a resend account, which we can use to send the leads to my email address, pit@aitsa.tech. Okay. Dan kom ons kyk gou wat sê hy nou. Hy gaan 10-10-1 vra, so wat ek net vergeet het is in resend gaan jy jou domein moet connect met resend, maar ek gaan jou nou wys hoe maklik dit ook is. So, daar is hy nou reg, WhatsApp is gedoen, e-pos is gedoen, I call die API key, they're planning for you to fill in, ja, so dis 'n secret, so jy moet hom liewer self invul, so ek gaan hom nou hier oopmaak, dan kan jy nou, ons kyk gou so, soos hom so oopmaak, local, net gekyk hier so, daar is jou nommer, public URL, dan daar kan jy nou jou resend API key copy, kom ons copy hom, paste hom, en dan save ons hom, en dan sal hy nou reg wees. So ek gaan dit nou net uitblur daar, maar dan is hy in, dit is gedoen, en dan is ons amper reg om te gaan, so ek gaan vir hom sê, I have added the recent API key, okay, kom ons sê eers niks. Wat ek nou wil doen is, so ons moet nou die website publiseer, reg? Jammer as ek bietjie die mekaar gaan, maar soos wat ek aangaan, dink ek aan ander goed. Ek wil net laat ons hierdie episode klaarmaak om die website te publiseer. Okay. So, hoe doen ons dit? Ons gaan na 'n website toe met die naam van GitHub. Okay. So hier gaan jy druk new. Jy gaan natuurlik eers 'n rekening oopmaak, dit is 100% gratis. GitHub en dan sê jy new. Daar so, okay, dan sê jy sien my naam is hier so. Jy kan byvoorbeeld jou naam of enige username wat jy wil gebruik. En nou sê ons hier so one man band. Dit is beskikbaar. Ons maak die public, maak ons private. En hier verander ons niks aan nie, okay? En ons sê create repository. Okay, dan sê jy sien kry jy hier so link. Dit gaan ek dan nou copy.
en ons vat dit hiernatoe. So ek het nou vir hom gesê daar, I've added a recent API key, my GitHub is daai wat ek dan nou plak daarso. Dan sê ek vir hom, please push the one-man band website to my GitHub. Okay, so terwyl hy besig is, gaan ek gou vir jou verduidelik, wat is GitHub? Okay, so dit is basies 'n plek waar jy jou programmering of jou kode stoor en dit maak dit maklik dat as jy veranderinge aanbring, dat jy dit vinnig kan, teruggaan na vorige weergawe toe. So dis hulle noem dit version control, so dis weergawe beheer basies. Jy kan dan, kom ons kyk gou of ek sommer hier vir jou kan wys by een van die. Ja, so jy kan hier na die commits toe gaan, jy sal sien daar's 336 commits, en dan is dit elke keer as ek iets verander het of reggemaak het of 'n funksie by 'n webtuiste bygesit het, en jy stoor dit, jy push dit GitHub toe, dan gee jy vir jou so een, okay? So, as jy nou byvoorbeeld 'n dag gewerk het, en jy kom hier en jy sien, my vader, maar jy het 20 ander goed gebreek, en nou is jy in die moeilikheid, dan gaan jy net terug na waar jy begin het, en jy kan weer van daar af werk. So dit maak het redelik maklik, jy weet met webtuistes, het jy dit nie regtig so erg nodig nie, maar ek hou daarvan om te doen net om veilig te speel. Kom ons kyk gou wat doen hy hierso. Okay, push to GitHub, waar ek gaan nou toets of die e-posse werk. Kom ons kyk gou hierso. Okay, ek gaan het lead stuur na Piet at Uitsa.tech toe. Okay, dat is nou goedjies, so kom ons wag net gou dat hy het klaarmaak. As hy dan nou in GitHub is, dan gaan ons in Vercel ingaan, en dan gaan ek vir jou wys hoe om die website live te kry, okay, so daar is hy nou op GitHub, jy sal sien hierso, het hy gesê, dat ek net gou kyk, hierdie .env file, dit is 'n local file, en hy is in git ignored gesit. Wat dit beteken is, hy stuur dit nie GitHub toe nie, okay? Jy hou jou sleutels as geheim, as 'n secret, en ek gaan nou vir jou wys waar in Vercel om dan die secret sleutels in te plak, en hulle beskerm dit vir jou, okay? So kom ons gaan Vercel toe. Ons kyk gou hierso, okay, daar is al reg, kom ons gaan Vercel toe. So daar is ons in, dan sê ons add new project. Hierso so jy sien daar is one man band, want hy is ons nou deurgestap na die GitHub toe, so as jy hier kom, en jy sien nie dit nie, dan gaan hy vir jou vra om jou GitHub te link met jou Vercel. So jy gaan 'n Vercel rekening oopmaak, jy gaan na add new project toe, en dan, as jy hier kom, gaan hy vir jou vra om jou GitHub te link met Vercel, okay? So jy gaan dit dan net link, hy gaan vir jou vra om jou username en jou password in te sit, en dit gaan dan basies werk. So jy sal sien, hierso is daai, onthou ek het gepraat van die .env file, dis jou environment variables, okay? So kom ons doen dit, kom ons sê, please open my file that I can copy and paste it into this Vercel, okay? So ek vra dat hy daai dokument oopmaak, en dan kan ek dit sommer net copy en plak in Vercel, dit maak dit lekker maklik. As jy in Claude werk, as jy nie weet wat om te doen nie, jy kan dit net vra, hy weet alles. Hy kan jou goed op jou rekenaar oopmaak vir jou, hy kan, as jy byvoorbeeld nie 'n werk kan kry waar hy iets gestoor het nie, vra hom net, hy soek dit, hy kry dit, hy maak dit vir jou oop. Kom ons wag nou net, dat hy hierdie enetjie oopmaak,
Dan kan ek dit gou kopieer en dan plak ek dit vir jou in Vercel. Okay, so daar het hy dit nou sommer in die chat gestuur. Ons sê dit so. Lead from email. Kom ons copy hom so. Ek gaan dit nou net vir jou blur. En dan hierso plak ek hulle almal nou. Dan sê jy sien hulle almal is apart. So dit werk lekker. En dan sê jy deploy. En dan hopelik in die volgende minuut of 3 is die website lewendig, dan kan ons ten minste op die lig wees. En daar is hy. So, daar is die website nou, hy is reg en hy is klaar. Kom ons sê, continue to dashboard, net een voetnoot, as jy hierso sien, sê jy sien install coding agent plugin, so Vercel het ook sy eie plugin, jy kan net daai copy, jy plak het in jou Claude of Cursor of Codex in, en hulle installeer die Vercel plugin. Jy sal dan, hulle gaan vir jou vra om byvoorbeeld net in te log op die browser of om toestemming te gee dat hulle kan connect met jou Vercel account en dan kan jy basies, sodra jy dit gedoen het, as jy enigiets op Vercel ook gedoen wil hê of nie weet hoe om te doen nie, vra net vir Claude of Cursor of Codex, want dan is hulle is geconnecteer met Vercel en hulle kan dit vir jou doen. Okay. So daar is ons. So ons het nou hierso, hy gaan nou vir ons hierdie domein gee. One Man Band, IOTA, Vercel app. Kom ons maak hom oop. En daar is ons. Okay, so hy werk. Kom ons kyk gou hierso. Kom ons kyk gou hierso. pit@toets.com pit sê sommer daar sê dis 'n toets. Kom ons kyk gou hierso wat gebeur. That didn't go through, please try again or WhatsApp me. So, okay, kom ons kyk gou hierso of ons hier iets kan sien. Okay, so ek kan nou gaan hierso, maar wat nou lekker is, kom ons doen dit sommer gou nou, voor ons nou, daar was nou 'n fout, so nou wil ek dit sommer vir julle wys, waar is daai ding wat ek nou gesien het, kom ons check hierso. En vra ons om sommer gou om die Vercel plugin te doen. Ek kon nou nie, ons het hom daar gesien en toe sy nou weg. Kom ons kyk gou of ek hom hier. Ek wat sê hierso. Okay, so as jy in Google Chrome is en jy kry 'n error, laat ek sommer dit ook vir jou wys, dan kan jy bo na help toe gaan, en dan sê jy byvoorbeeld developer tools, en as jy op dit klik, dan kom hier so 'n ding aan die kant en jy klik op console, dan gaan hy gewoonlik vir jou sê wat die error is. So die error is hierso, file to load resource, kom ons sê hierso, received this error when I tried to submit the form, okay? So ons stuur dit sommer so vir hom. Kyk ons gou hierso. Die rede hoekom ek
wou gehad het, dat hy met Vercel connect. Ek sien hy het dit nou gedoen. So hy het nou connect met Vercel. Maar dan kan hy op Vercel die logs gaan kry van enige website wat met jou nou geconnect is. So as jy byvoorbeeld of onder jou naam geconnect is. As daar dan 'n error is, dan kan jy letterlik net vir jou AI coding agent sê, gaan kyk op Vercel, gaan kyk na die logs. Daar was 'n fout gewees en dan van daai logs af kan hy basies hulle gee soos kodes, soos as jy 'n DStv fout kry, dan gee hy vir daai kode iets. En sodra hy daai kode sien, dan weet hy presies wat die fout is. So dit maak dit lekker maklik ook. Dit is nie dieselfde probleem. Ek gaan hom net hier so stop, want ons hou 'n bietjie lank aan. Ek sien ons is al redelik ver. En dan in Vrydag se episode, dan maak ons gou, want ek het die idee wat die probleem is. Ons moet dit eers op die regte domein kry, en dan as die domein geconnect is, en dan behoort hy te werk, maar as hy nie werk nie, dan kan ek dit sommer vir jou wys hoe ek dit uitsorteer, en ek gaan ook vir jou dan wys hoe om 'n domein te connecteer met Resend, want jy moet met Resend 'n domein connecteer. So byvoorbeeld as dit Kudu of Aitza of One Man Band of wat ook al jou besigheid is, jy connect daai domein en dan kan jy e-posse stuur van Resend af en jy kan e-posse ontvang. So dit is baie nice. Maar okay, ek hoop jy volg my. As jy enige vrae het of as ek te vinnig gaan comment, laat weet my, sê vir my wat die probleem is en ek gaan jou help. Okay. So ja, ek sien julle dan Vrydag, dan maak ons gou die Resend reg, ons connect die domein en ons kyk wat daar nog is om te doen. En dan is die website hopelik op die lug en ons kan besigheid doen. Nee. Okay. Lekker dag. Bye bye.